Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is al die 29ste Desember en die tema vir oggend is Relax, God is in control. Ek dink hierdie tyd van die jaar is 'n mens altyd onseker, dalk gespanne oor hoe gaan volgende jaar wees. Tog is jy opgewonde oor die nuwe. Maar baie keer omdat ons geweet het hoe die oue was en daar dalk goed was wat nie lekker was nie, trek 'n mens dit onbewustelik deur ook na die nuwe toe. Openbaring 22 vers 12 sê, kyk ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld volgens sy werk. Die boodskapvertaling sê, ek is op pad, my lys van wie beloon moet word bring ek saam. Ek sal elkeen gee wat hy volgens sy optrede verdien. En dadelik praat Psalm 4 vers 6 met my. En ek lees dit vir jou uit die Engelse vertaling. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Vra ons, hoe hardloop ons rond? Want eintlik is ons besig in hierdie lewe met troureëlings. Dit is vir my wat altyd amazing is. As daar gepraat word van die hemel, die eerste wat daarvan gepraat word is, dit gaan 'n bruilof wees. En om te dink dat Jesus gekom het vir ons as bruid, sodat ons kind van God kan word. So, hier wil ek jou die versekering gee, om nie angstig te wees nie, want ons berei onsself voor. Ja, ons bruidegom het vir ons reeds alles klaar volbring aan die kruis, en deur na sy beeld te kyk, en nie die beeld aan te neem van die refleksie van jou denke nie, deur die oordeel aan hom oor te laat, en nie in jou lewe te begin aantrek, wat jy dalk besig is om te veroordeel nie, deur op te hou om agterdogtig te wees, want as jy glo mens is oneerlik, of wat ook al, sal jou lewe nie lank van nou af deurtrek wees met sulke mense. Deur op te hou die siekte in jou liggaam te soek, en te reageer op elke simptoom nie, maar te weet jy's bereid, jy's genees deur sy wonde, gee hom nou 'n kans om jou lief te hê met sy volmaaktheid, en dan sal jy sien dat die simptomatiese leefwyse gou plek maak vir sy waarheid, vir sy lieflikhede, vir sy loflikhede. Deur as bruid op te hou staar na die bankstate, maar werklik te glo jy's 'n koningskind, deur dit te bely, te begin erken, al sien jy wat op papier ook al staan. Dink eerder hoe lyk jou hemelse bankstaat, en begin dit in jou lewe inroep. En neem verantwoordelikheid. Ons kan nie net skuld maak en agteroor sit en sê, ek kyk op na die berge, my hulp sal van daar af kom nie. Daar beteken iets wat jy daadwerklik in jou lewe moet begin doen ook, om uit skuld uit te kan kom. Besef waar God se gees is, daar is daar vryheid, maar besef ook dat jou sielste mensie, jou eie gedagtes, jou in 'n tronk kan vasvang, en dat hierdie tronk ongelukkig op 'n stadium ook jou realiteit gaan raak. Hier het ek vir jou 'n stukkie advies, so net so voor die nuwe jaar begin. Use the 21-90 rule. It takes 21 days to create a habit. It takes 90 days to create a lifestyle. So sien, bietjie raak, wat in jou lewe reflekteer. Begin die oorvloed sien waarvan Jesus gepraat het, sy getrouheid, omhels hom wie liefde is en liefde vir ewig sal wees. Amazing! Hy trek ons die bruilofskleed aan. Hy was ons. Hy gee ons die beste parfuum om te ruik soos die roos van Saron. Hy gee aan ons daardie spesiale glans van 'n bruid, sy glorie. Hy gaan jouself kom haal, jou wegvoer met die mooiste troukar ooit,
Hy berei die tafel voor, die bruilofstafel, want hy het jou eerste lief gehad, uit sy liefde vir jou kom gee, sodat jy hom kan lief hê met jou hele hart, jou siel, verstand en al jou krag. Daarom moet jy begin relax en werklik glo. Hy is in beheer. Veral hierdie tyd van die jaar, relax, God is in beheer.